Psalm 19. Ons bely in artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis dat God homself op 2 maniere, deur 2 middele aan ons bekend maak. Die breë omvang van sy skepping, maar dan ook baie spesifiek die helderheid en die duidelikheid van sy woord, die Bybel. En dis presies wat ons in Psalm 19 lees. En daarbij natuurlik ook hoe ons behoort te reageer op hierdie openbaring van God. Kom ons lees die hele Psalm. Vir die koorleier 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Ekskuus, kom ek onderbreek my net. Hierdie Psalm is ook 'n besonderse voorbeeld van hoe die Hebreëse poësie werk. Hy maak een stelling en dan versterk hy dit. Of hy maak 'n stelling en dan gee hy 'n teenstelling. In hierdie geval elke keer omtrent die versterking. Sien jy? Hy sê die hemel getuig van die mag van God en dan sê hy dieselfde ding net op 'n ander manier. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. En kyk bietjie hoe die hele Psalm hierdie patroon volg. Dit is regtig 'n besonderse gedig. Ek begin weer by vers 2. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur na die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde. Onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar 'n hemel, in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder. Niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Soeter as heuning, as die druppels van die heuningkoek. Die dienaar laat hom en haar daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy of haar beloning. Wie sien sy eie dwaling raak? Moet my tog nie straf vir die sonde wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie, dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan en dan sing ons hierdie tweede deel ook. Ons het gesing van hoe hy hom openbaar deur die skepping. Kom ons sing nou van hoe hy hom deur die woord openbaar. Die woord, u woorde is volmaak. Vers 4, hoe kosbaar is u woorde deur al die eeue onverstoord. Hoe innig sê u woord dat ek aan u behoort. As u knegg, wat hom getrou aan u onderhou, u sal hom deurdrink met u genade. Kom ons staan en dan sing ons dit saam en dan sit ons weer.
Wat 'n fantastiese gedig. Wat van die verste uithoeke van die heelal af tot in die diepste binneste van elke gelowige hart kom. Die bekende skrywer C.S. Lewis het opgemerk dat hierdie seker die beste gedig is in die hele Psalmboek en dat dit die beste lirieke is in die wêreld. Daar was baie duidelik 3 bewegings in hierdie lied. Eers die grootse omvang van die ganse skepping wat God in stilte verkondig. En dan sy woord, die Bybel, wat hom soveel duideliker aan ons openbaar. En laastens lei dit tot die enigste gepaste reaksie van selfondersoek en afhanklike vertroue op hom alleen. Kom ons kyk daarna. Die eerste beweging oor die skepping. Het jy al gewonder, waarom het God die skepping gemaak? Waarom het hy die uitspansel van die son en die maan en die sterre gemaak? Waarom die aarde en die bome, die berge en die diere, die voëls, die insekte, die reptiele, die see vol visse en gediertes, wind en wolke, weerlig en reën? Hy skep dit om sigbaar te wys, om bekend te maak hoe wonderlik hy is. Om sy almag en sy alvermoë duidelik, helder, sigbaar te maak. Sodat sy glorie nie net in homself sal wees nie, maar dat sodat baie ander hom sal sien, hom sal ken en hom sal verheerlik. Die ganse skepping sing van hom en van wie hy is. Sonder woorde, maar sigbaar en tasbaar bulder dit God se almag en sy heerlikheid uit, oorverdowend in stilte. Niemand kan hierdie boodskap mis. Hoe dieper jy die skepping bestudeer, hoe groter staan jy in verwondering daaroor. Die wetmatighede soos swaartekrag en termodinamika, die verste, grootste sterrestelsels tot die kleinste kleine ou kwarkies in die kern van 'n atoom. Die verskeidenheid van uitermate spesialisasie in party diere en plante. En terselfdertyd die reëlmatige ontwerp, dat jy van die een na die ander kan kyk en sien, maar hier is dieselfde blou druk daar agter. Die totale onafhanklikheid van party en die absolute simbiose van ander. Hierdie Psalm fokus 'n bietjie verby die aarde wat so deur die mens se sonde ook in verganklikheid vervloek is, en hy kyk op na die hemelruim as getuienis, die uitspansel van son en van sterre. Die sterrepragt, soos wat mense dit in die Karoo of in die woestyn sien, nie soos by ons wat dit besoedel is met al die stadsligte nie. Sterre wat so naby is dat jy daaraan kan vat. So baie, so helder, dat jy nie maanskyn nodig het om in die veld te kan stap sonder om jou toon te stamp nie. Sonder woorde, in absolute stilte, staan 'n mens verstom oor die boodskap van die nagtelike skouspel. Hoe magtig en hoe heerlik moet hy wees wat dit gemaak het. Wat maar net 'n woord gespreek het en dit was daar. Uit niks. Selfs net om uit te dink hoe wonderlik dit moet wees en dit dan nog te maak ook. En soos die mensdom die sterre deur die eeue bestudeer, ontvou dit net al hoe verder in 'n misterie van verwondering. Al raak baie 'n klomp nonsies kwyt asof hulle weet. Maar in verwondering voor God
Hy wat daardie uitspansel in sy regterhand vashou soos 'n bossie veldblomme. Hoe wonderlik is hy nie? En dan kom die son op, met 'n intensiteit wat selfs hierdie sterrepragt se lig verdof, dat jy dit nie eers kan sien nie. Opgewonde, soos 'n bruidegom wat uit sy tent uitgaan om sy vrou te gaan haal, sy bruid te gaan haal, so kom hy van die een horison na die ander, en hy blaker God se grootheid uit. Hy verkondig sy maker. Daar is geen donkerte, daar is geen skemer wat ergens voor hom kan standhou nie. Hy gee lig en soveel meer. Die son is die bron van energie, die primêre bron van alle energie, van lewe. Kyk om jou. Kyk om jou na die skepping. Die son en die sterre in hulle glorie. Die rykdom van die diere en die voëls en die seelewe, om nie eens van die blommepragt te praat nie. Die helder hoop wat daar is wanneer die son opkom. Die skoonheid wat jou verstom aan die sonsondergang. Die geruis van die wind deur die blare. Die sagte reën wat die aarde deurdrenk. Kyk na sy hande werk en verwonder jou oor hom, wat dit so haarfyn kon ontwerp en in mekaar pas en in absolute harmonie gemaak het. Maar luister ook verskrik na die donderweer. Sidder vir die weerlig. Die oormag van water en vloed en van orkaanwinde, sidder van die mag en die gesag van God, wat groter is daarin, dat hy met 'n enkele woord dit kan vasvang en tot bedaring bring. Dat daar stilte is, wanneer hy dit beveel. Sonder woorde, aanhoudend, sonder enkele onderbreking, reg deur die eeue en eeue verkondig die skepping die almag en die heerlikheid van die almagtige Skepper God. Soos Paulus skryf in Romeine 1 vers 20, van die skepping van die wêreld af kan die mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. En dan die tweede beweging van hierdie wonderlike Psalm. Saam met die skepping, in soveel meer oorvloed, maak hy homself so duidelik bekend in sy woord, in die Bybel, wat hy deur die Heilige Gees se inspirasie vir ons laat opskryf het. Die wonder dat die almagtige God met sy skepsels praat. In 'n taal wat ons nietige ou mensies kan verstaan en kan hoor. In die skepping is hy dalk nog ver. Daar in die eerste deel van die Psalm spreek die digter hom aan as die Skeppergod, El of Elohim. Maar nou in hierdie beweging spreek hy hom aan as ek is, of Jahwe. Die God wat naby gekom het, die God wat hom openbaar in sy verbond met die mens. O, die wonder, die almagtige, wat so duidelik in die skepping bekend is, bemoei hom met jou, met my, en met ons, wat maar net 'n ou stoffie op 'n skaal is. Sy woord is volmaak, dit gee lewe. Hoe meer jy dit lees, hoe meer staan jy in verwondering oor sy genade en sy liefde, sy verlossing, oor sy heiligheid, sy absolute heerskappy. Dit leer ons hoe hy in verhouding met ons kom
en die verhouding met ons herstel, om ons weer lewend te maak uit ons sonde dood, deur die opstandingsoorwinning van Jesus Christus. In die moeilikste omstandighede, in enige swaar kry en die verskriklikste moedeloosheid, is die Bybel 'n lafenis, 'n verkoeking. Dit is 'n skoolskaduwee, koelte by God, waar ons troos vind, waar ons weer verkoek word en opgerig word. Sy woord is betroubaar, sodat ons ewige lewe op die prys kan stel en daarop kan vertrou. Selfs al sou ons liggaam agteruitgaan in die ouderdom en in die siekte en uiteindelik sterf, is ons van die ewigheid seker in hom deur sy woord. Reg van ons kinderjare af. Vir geleerdes en vir dommes soos ek, leer hy, gee hy wysheid, hoe om te lewe voor hom. Om in lewensblyheid en in vreugde te lewe, terwyl hierdie ou wêreld al meer en meer agteruit gaan om ons. Maar in hom, deur sy woord, is ons opgerig en opgewonde, soos elke nuwe oggend die son weer opkom, soos die pragt van die sonondergang. So kan ons lewe in hierdie ou haglike ou wêreld, want in die woord gee hy vir ons troos en vreugde, selfs al kry ons vir 'n rukkie hier swaar. Hy sê vir ons in sy woord, hoe hy wil hê ons moet lewe. Hy stel ons lewenskompas in op hierdie pelgrimspad, hierdie pad wat ons met vasberadenheid lewe, omdat ons seker is van die heerlike uitbestemming by hom. Die blydskap om te weet jy's op die regte pad, en om te weet wat die eindbestemming is, om al die musiek van die hemelse te hoor in hierdie lewe al. Die verwagting doof alles hier uit, soos die son die sterrepragt uitdoof. So doof ons verwagting op die Here al die ander goed uit, en hy bly oor. Hy leer ons wat reg is in sy woord en wat regverdig is. Sy regverdigheid, hy word ons enigste snoer, meetsnoer, rigsnoer van wat reg en verkeerd is. So in die wonder van sy woord waarmee hy ons begelei, om vir ons die wonderlike nuus te gee, en ons te vertel hoe hy dit uit genade in ons laat groei, sodat ons deur geloof met hom versoen sal word. Versoen is, om vir ewig in sy heerlikheid te kan deel. Wat is meer waardevol as hierdie boodskap? As hierdie openbaring? Is daar iets wat kan standhou daarmee? Vir elkeen wat uit sy woord leer en daarop ag gee, gee hy die allerwonderlikste beloning. In hierdie lewe al die sekerheid en die vrede om met hom versoen te wees. En die wete dat terwyl dinge om ons platval, die wete van, dit pas presies in sy plan, wat hy vir ons in sy woord openbaar, sodat niks ons sal ontstel nie. Ons weet dit kom. Ons is bly dit kom, want dit bring ons al nader aan daardie wonderlike eindbestemming, die sekerheid van ewige vrede en saligheid, welgeluksaligheid by hom. Sy woord. En weet jy nog baie meer as wat Dawid ooit kon beskryf of kon besef in sy tyd, weet ons dat God se openbaring nie net by sy asemrowende skepping en by die wonder van sy gesproke en geskrewe woord gebly het nie. Nee, sy woord het mens geword. In Jesus Christus leer ons God direk ken in ons omstandighede. Hier as mens, het hy in sy volle wese het God in hom geloop, daardie man wat hier onder die reën en in die stof geloop het, soos ek en jy.
Soos ons verklaar het uit Hebreërs 1 uit, het hy in die verlede met ons op baie maniere gepraat, deur die skepping, deur die profete, almal wat die woorde oorgedra het van God. Maar in die laaste dae, vir nou meer as 2000 jaar al, praat God met ons deur sy Seun. Wat deur sy Gees in ons is, by ons is, soos hy gesê het, tot die einde van die wêreld. Dit is deur hom wat God alles geskep het, wat in die hemel en die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie. Ons lees in sy woord, Kolossense 1, God se openbaring, wat sê dat alles is deur Jesus Christus en vir hom geskep, om hom te verheerlik, om hom duidelik te maak. Kyk na die skepping en verwonder jou aan die Seun van God, wat dit alles gemaak het, en die Vader wat hom gestuur het, en die Gees wat dit laat werk het. Die glorie van ons bruidegom. En die woord leer ons van die Vader, wat sy ewige Seun stuur, om in vernedering sy lewe as 'n offer en 'n soenoffer vir ons sondes oor te gee. Hy stuur hom, sodat ons deur Christus met God versoen kan word. Lees die Bybel. Kom spandeer tyd saam uit sy woord uit, soveel as wat ons kan. Hierdie liefdesbrief wat God rig aan elke een, die liefdesbrief van 'n bruidegom, wat kom om sy bruid te kom haal, wat homself offer, sodat sy hom kan volg, sodat sy volkome volmaak by hom sal wees. En die woord leer ons van die Vader en die Seun wat sy Heilige Gees stuur, om van hom te getuig deur die woorde wat hy inspireer. Die woord waarin die Gees alles getuig wat hy van Christus ontvang, soos ons in Johannes 16 leer, dat dit die Gees is wat van Jesus Christus getuig in die hele Bybel en in ons werk, in ons hart. Jesus Christus is God se openbaring in die skepingswonder. Hy is die openbaring in die woord van God, die Bybel, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Lees dan die skepping. Lees sy woord, verdiep jou daarin en besef hoe ontzagwekkend, hoe asemrowend, hoe almagtig, hoe heerlik, hoe heilig, hoe allerwonderlik hy is. En kyk verder as sy woord. Kyk verder as sy skepping. En sien die mensgeworde woord raak en buig voor hom, die openbaring van hom, in wie God homself aan ons wys, die almagtige, die allerheiligste, die God wat jou ken. Dis nie net dat ons hom leer ken nie, hoeveel wonderliker dat hy die almagtige ons ken, so lief het, dat hy homself prysgee vir ons, sodat ons weer by hom kan wees. En dan maak die Psalm 'n derde beweging. Hoe sal die mens reageer op hierdie allerwonderlike openbaring van God in sy skepping en sy woord? God sal rekenskap eis daarvan. Ons moenie 'n fout maak nie. Dit is baie duidelik dat hy sal rekenskap vra van hoe het ons gereageer teenoor sy openbaring in die skepping en in sy woord. Romeine 1 maak dit baie duidelik. Niemand sal enige verskoning hê dat hulle van God nie gehoor het nie. Hoeveel te meer ons wat nie net die skepping het om te lees nie, maar die woord self. Hoe reageer ons? Wat is jou reaksie en myne op hierdie totale openbaring, hierdie oorweldigende duidelikheid van wie God is? Daar is maar net een reaksie wat pas. Dat ons in nederigheid en in totale afhanklikheid, in diepe aanbidding voor hom sal neerval in totale oorgawe. Nie net omdat hy ons geskape het nie, maar omdat ons in verwondering nie anders kan om te reageer op sy liefde en sy genade nie.
Daar is nie plek vir enige selfvoldaanheid en bravade, daar mag geen sprake daarvan wees nie. Bly weg van mense af wat so trots is omdat hulle in die Here glo en soveel dinge gaan versit omdat hulle God se kinders is. Nee, nederigheid, klein en nietig. Verootmoedig is die groot woord wat mens gebruik. Niks werd voor die almagtige, allerwonderlike Skepper God, verbondsgod Here, sonder verdienste. Voor die woord wat mens geword het, is daar net hierdie prysgawe en aanbidding. Dis wat pas. Soos Johannes, soos 'n dooie voor hom neerval wanneer hy ontmoet in Openbaring 1. In selfondersoek erken die Psalm dat ons nie eers bewus is van al ons tekortkominge en sondes nie. Nie omdat dit klein en nikszeggend is nie. Nee, sonde is so deel van ons aard en van ons siek karakter, dat ons dit nie eers besef nie. En daarom dan die versigtiging hierin, die smeking, dat God ons nie daarvoor sal straf nie. Maar dadelik, saam met die vraag en die versigtiging, die absolute wete en sekerheid, dat hy nie sal nie, want hy het Jesus Christus klaar gestraf vir hierdie sonde aan my. Die wonderboodskap van genade en verlossing van die gevolge van sonde. Maar daarby saam ook die versigtiging dat hy ons sal verlos van die heerskappy daarvan. Die erkenning dat daar sondes is wat ons doen, terwyl ons weet dit is verkeerd. Maar ons is so deur die sonde verswak, dat ons hom moet smeek om te sê, Here, help my. Rig my op, verlos my van die heerskappy van die sonde in my lewe, dat dit nie meer my baas sal wees. Here, wees ons genadig, bevry ons van ons verkeerde en ons selfsugtige begeertes en gewoontes. En dan sluit die Psalm af met 'n belydenis, dat hierdie God, wat hom so duidelik bekend maak in sy skepping en in sy woord, dat hy ons sal lei, dat hy ons rots is, dat hy ons verlosser is, en dat hy ons sal lei om reg te reageer op sy openbaring. Dat ons nie in 'n afsydige verwondering na die tafereel van sy bekendmaking kyk en daarna uitstap asof niks gebeur het nie. Nee, dat ons hom sal raak sien, dat ons hom sal erken, dat ons hom sal verheerlik, dat ons onsself aan hom sal oorgee, dat ons ons gedagtes en ons woorde en ons optrede sal skuif, sodat dit vir hom aanneemlik sal wees. Wat wil jy doen? Vandag, môre, Sondagoggend 9:00. Wat wil jy doen Woensdagmiddag, Donderdag aand, Saterdag? Net wat vir hom aanneemlik sal wees, Here. Vat weg wat ek wil. Laat ek u vind in alles. Hierdie ander goed gaan verby. Wag maar. Ons gaan agterkom, dit het toe nou nie so belangrik gewees nie. Net hy, vir ewig. Dink jy kan hom mis wat die skepping gemaak het? Net hy. Dit leer ons in sy woord. Wat is vir hom aanneemlik? En ons kan dit net wees in Christus. Al ons eie gedagtes en al ons woorde, al ons gewoontes, al ons begeertes is totaal aangetas en besmet met hierdie kiem van die sonde wat ons doodmaak. Maar in Christus maak hy ons nuut om voor hom te lewe in hierdie opstandingsblydskap. In hierdie oorwinning van Jesus Christus kan ons hom weer verheerlik,
kan ons hom wat so duidelik homself aan ons bekend maak in die skepping en in die woord, kan ons hom weer verheerlik in dit wat vir hom aanneemlik is, dit waarvan hy hou, dit wat hy wil hê. En daarom, ontmoet God in sy skepping, ontmoet hom in sy woord, staan in verwondering, dat hy jou ken, en vir jou lief is, en homself vir jou gee. Totaal, heeltemal. En daarom, mag dit wat ek en jy dink, elke oomblik van ons lewe, mag die woorde wat ons praat, en mag alles wat ek en jy doen, hom verheerlik. Mag dit wat ek sê, en wat ek doen, tog vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Amen. Kom ons begin ons gebed met die sing van vers 5 van Psalm 19, terwyl jy so bly sit. In nederigheid, in fokus, in selfondersoek.